ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 166. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Java in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Ek dink ek wil net iets sê rondom die legkaart studiegids Bybel reg hier in die begin. Ons neem 'n klein bietjie langer as wat ons gereken het, want ons wag vir van die proeflesers om klaar te maak met die Hebreërs hoofstuk 7. So, of ons kom sê die boek Hebreërs, wat 'n lywige dokument is, so net kort vir 150 bladsye, 147 bladsye. So, en om 'n ding ryp te druk help nie, dat jy gee vir iemand iets wat nie reg is nie. Want op die einde van die dag gee ons dit alles vir Java, dis tot eer van sy koninkryk. So ons vir die mense sê wat wag vir die legkaart nommer 3 Bybel, dat jy net, dit gaan as Java liewer sonde spaar, en niks onvoorsiens gebeur nie, sal dit in hierdie maand wees, ons vertrou so. So ons gaan laat weet. So jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, of miskien die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version. Ek sien daar's weer 'n hele oplewering om die Bybel. Mense bestel die Bybel. Wonderlik, aan Java al die eer. Jy moet hom kry, weet natuurlik, soos hulle uitgaan word die voorraad minder. En ek gaan ongelukkig nie weer van hulle inbring nie, want dit is 'n massiewe kapitale uitleg. En die ding is, as die geld uitges in die Bybels, en dan staan die kapitaal stil vir 2 of 3 of 4 jaar. Maar aan Java al die eer, hy weet presies wat hy doen, halleluja. So ons wil sê, terwyl dit beskikbaar is, dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hande kan oplê. Het jy al 'n bietjie gekyk op die internet, op YouTube, op TikToks, hoeveel mense begin praat van Yahshua, hoeveel mense begin praat van Yahshua, Yahuwah, Yahushua, die ja voor. Is dit nie wonderlik nie? Ek sê vir jou, tuis gesê, die grootste herlewinge in Suid-Afrika en in die wêreld gaan begin word deur hierdie bediening. As ek na die goed kyk, reg oor die kleurgrense, dan sien ek dat die Yahshua, Yahshua, Yahuwah, Yahshua, kyk na dit, jy kan dit nie glo nie, en dan natuurlik Java, ons gee aan hom al die eer. Ja, as van die ons kom met Yahshua, het maak nie saak nie, ons is op pad. As jy net eers die konsep begryp, dan kan jy hom by die fynere detail uitkry. Kry vir u die legkaart, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version, die wat verbann is in die wêreld. Never mind wat die ander ons sê. Ons steur ons lankal nie meer aan wat ander ons sê nie. Hulle het nie 'n klou waaroor hulle praat nie. Hulle slaan 'n hou in die donker, hulle hoop iemand skree. Sou jy belangstel, kontak ons by ons WhatsApp nommer. Hierbo is al die nommers vir die gerief. 0722 367 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Ek wil ook die geleentheid gebruik om vir baie dankie te sê vir elke een wat bydra aan die bediening finansiëel om te help dat die bediening kan funksioneer. Ek is hoofsaaklik, ons afhanklik van die verkope van die boeke. In al ons tyd gaan hier in, daar's nie sirkulêre werk wat geld inbring of wat ek kombuiskaste bou of op karre werk of niks. Dat is totaal bediening. Om die bediening te laat funksioneer is dag en nag in die bediening. So vir u wat finansiëel bydra, baie dankie. Tog sê as daar van u is wat kan bydra en nog nie bydra nie, wat nie vir ons help nie, ons bedel nie geld nie, maar niks vandag, ongelukkig. Ek kan nie by die winkel instap en 'n brood en 'n botter en 'n liter melk vat en net by die deur uitstap nie. Ekskuus tog, ongelukkig moet jy betaal vir dit. Kan nie by die garage stop en 'n petrol insit en nie vir dit betaal nie. Jy het ongelukkig finansies nodig. U wat vir die bediening bid, mag Java u ook seën. Halleluja. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, moet jy asseblief na deel 1 toe gaan. U is verskriklik welkom, gaan na deel 1 toe, begin voor, sodat jy die vloei van die hele studie kan kry. Baie belangrik om in te teken op die kanaal, YouTube kanaal, sodat jy die verskillende studies, wat noem hulle dit,
die kennisgewings, ek wil nou die mooi Afrikaans gebruik, die kennisgewings kan kry, sodat u na die verskillende studies kan kyk. Ook ons TikToks doen baie goed. Skryfblok en pen is baie belangrik en 'n paar seatbelts. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, vanmôre wil ons kom as deel van die bruid van Jafashua universeel reg oor die wêreld. Ons wil sê dankie vir hierdie voorreg. Dankie vir hierdie voorreg dat ons vanmôre kan deel wees van hierdie studie. Ons die week begin in die naam van Jafashua. Seën vanmôre se woord en die res van die week, maar vanmôre is wat saak maak. Die woord sê moenie bekommerd oor môre en oormôre nie. Vandag is wat saak maak. Praat met ons deur die woord en salf ons met die Ruach HaKodesh. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua, die volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se sessie vir u 'n groot blessing wees. Daar sê ek nou blessing, seëning. Seëning mag dit vir u, ag en vir u wat gebless wil word, 'n blessing ook. Ons is besig met die boek Spreuke, Spreuke 13, ons is by vers 6. Hy sê geregtigheid. Geregtigheid. Wanneer ek praat oor Jaffa en Jafashua se geregtigheid, dan praat ek, en ek gaan dit nou maar in plain Afrikaans sê, van sy bo-natuurlike blessings. Halleluja. Sy geregtigheid. Ek wil niemand anders se geregtigheid in my lewe hê as Jaffa, die skepper van hemel en aarde, en Jafashua sy seun, wie sy lewe vir my gegee het. Geregtigheid bewaar die regskapene, die een wat kan reguit dink, regskaap. Snaaks dit al die goed wat goed is regs, regsgesindheid, regskapene, regs van die linker ouens op die linkerkant altyd 'n probleem. Die geregtigheid bewaar die regskapene. Ons is reg geskape. Dis die ouens wat neig na die sonde en die wêreld se ligte en partytjies en al die ding. Dis hulle wat links val. Dis hulle wat aan die linkerkant is. Die woord sê hy sal sy skape roep aan sy regterkant en wil sê kom in die rus. Halleluja. Hoe verlang ons na die rus om by Vader Jaffa in te lewe? Hoe sê apostel Paulus uitlewe? Hoe het ou koning Salomo gesê ons bly in tente, splik die penne uit om huis toe te gaan. Niks wat ons terughou hierso nie. So is vir ons so voorreg om vanmôre dat kan sê ons as bruid van Jafashua, ons wandel in die geregtigheid van die geregtige. Halleluja, is dit nie wonderlik nie? Die koning van alle konings, die meester van alle meesters, hy wie ons geformeer het uit die stof van die aarde, het ons nie gespreek nie, hy het ons geformeer. Daai Genesis 1 vers 26, 29 mense, ek verwys altyd na hulle as die silo's is. Hulle was net gespreek gewees. Hulle het nie verantwoordelikheid gehad vir niks nie. Daar's niks wat hulle gewees nie. Dan kom sê die kerk, dit is nou Adam en Eva. Ai. Gelukkig kan ons Afrikaans lees, né? Geregtigheid bewaar die regskapendes van wandel. Ons wandel in die geregtigheid. Ons het vroeër jaar daai koortjie gesing, wandel in die lig, die heerlike lig van Jafashua. Wandel in die lig, die heerlike lig van Jafashua. Halleluja. Wat 'n voorreg. Hoekom? Ons is deel van sy geregtigheid. En omdat ons deel van sy geregtigheid is ons deel van sy volmaakte plan. Is dit nie wonderlik nie? Hy het ons geroep in sy plan. Hier waar ons vanmôre by mekaar is u soveel deel van Jaffa se plan vir die tyd waarin ons lewe. Dit is wat vir my belangrik is. Weet jy wat ek en u, as ons sou gebore gewees het, 1500 jaar terug, of 2000 jaar terug, ons sou nie gefunksioneer het daar nie, want ons glo nie aan reïnkarnasie nie. Ons sou nie daar gewerk het nie. Maar ons is op die regte tyd, vir die regte tyd, vir die koninkryk van Jafashua. Halleluja. Hoekom? Ons is die geregtigheid. Ons is geregtig in hierdie tyd. En ek wil vanmôre vir u sê,
Het jy al bietjie gedink, waar pas u in die plan van geregtigheid? Waar funksioneer u die beste vir die koninkryk van Jaffa? Halleluja. Wat 'n voorreg vanmôre, dat ons posisie verstaan. Elke Jaffis oor die wêreld, het 'n verantwoordelikheid om hierdie koninkrykswerk te laat funksioneer. Het sy hoe dit doen? Het sy hoe dit moet gebeur? U weet waar Jaffa u geroep het in die koninkryk. En ek loof Jaffa vir gehoorsaamheid, want die Bybel sê, gehoorsaamheid is beter as offerandes, is beter as geld, is om gehoorsaam te wees. En om gehoorsaam te wees, is om fyn ingestel te wees vir die Ruach HaKodesh. Ek loof Jaffa vir sy woord. Geregtigheid bewaar die regskapene van wandel, met ander woorde my voete. Daarom sê hy, hou my voete in die spore van geregtigheid. Sy geregtigheid is sy seëninge, sy heerlikheid, sy wil in my lewe. Geregtigheid vanmôre is om powerful te wees. Ek loof hom. Loof Jaffa vanmôre, dat ons in die tyd, in die eindtyd, dat ons posisie verstaan in die plan, raamwerk wat Jaffa vir hierdie aarde het. Ek weet presies waar my plek is in hierdie puzzle, in hierdie legkaart, in hierdie raamwerk waarin ons lewe vandag, naamlik die eindtyd. Daar's nie 'n generasie in die hele tyd van na Jaffa tot nou toe wat meer perfek in die raamwerk inpas vir die eindtyd bediening nie. Daarom moet jy ook nie die Eufrat rivier in die boek Openbaring mis nie, en ook die boeke wat ek geskryf het oor die eindtyd, jy moet hulle kry. Ons loof Jaffa, halleluja. En dan kan ek sien hoe Jaffa besig is om die saad in te bring. Ons kry elke dag oproepe van nuwe mense. En dit is goed as u 'n nuwe volgeling is van die koninkryk van Jaffa en Jaffashua. Sê maar vir WhatsApp, geef my stemboodskap. Sê prof, ek is so broer so en so of sussie so en so. Ons lewe, ons bly in hierdie area en nie laat die een area verskil. Dit is nie maar geografiese idee van waar is die mense oor see of in Suid-Afrika of hierso sommer naby in Pretoria, dan sê vir my, ek is broer, suster, so en so, en ons is nou 3 maande of 2 jaar of so ja, reeds in die bediening. Dis net goed om kontak te hê. Want om die inligting te kry, is goed vir die mens se siel, jou sielsdimensie. Dit ons besef meer dan alles. Dis die rede dat die duiwel op en afspring en snaakse geluide maak, want hy hou nie daarvan van wat ons doen nie. Maar aan Jaffa al die eer. Jaffashua sê, die wat Vader Jaffa aan my hand gegee het, kan niemand uithaal nie. Niemand nie. Nie daai ou met sy gitaartjie nie, want hulle maak sulke songs al die tyd. Plaas dat hulle 'n song of 2 maak oor Jaffashua se pragtige naam. Halleluja. Nou kom maak hulle rap songs so goed. Sommige hulle demonies is deel van die NAR. Ek wil nie oor hulle praat nie. Weet jy wat, ons wil hulle eintlik nie plek gee in ons bediening nie. Hulle is dit nie waardig nie. So op die einde van die dag is ons in die hand van Jaffa. En nie 'n song nie, en nie 'n resitasie of 'n gediggie of niks kan ons uit sy hand uit nie. Die Satan kan ons nie eens uit sy hand uit kry nie. Want die woord sê Jaffa is geen mens dat hy kan, of Titus in Hebreërs sê, hy is geen mens dat hy kan of sou lieg nie, sou hy iets sê en dit nie waar maak nie. En Jaffashua sê, die wat Vader Jaffa aan my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Ek en u is toe in sy hand. Ons is beskik, ons is bewaar, ons is beskerm, ons is voorsien, halleluja, in sy hand, hy sorg vir ons. Hy sê die geregtigheid bewaar die regskapene van die wandel, maar die goddeloosheid bring die sondaar tot 'n val. Hulle val, ou broer, hulle val hulle neus en nerf af, hulle knie, hulle hande nerf af. Hulle val. En dis hoe die Bybel sê, dis wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim, ons Elohim, Vader Jaffa. Moenie in sy hande val nie, jy wil nie daar wees nie. Daar is een wat hom ryk hou. Daar's een wat hom ryk hou. En hy het glad niks nie. Dis juist hierdie ouens om ons, hierdie NAR ouens en alles.
Hulle het niks, weet jy wat? Daar's niks wat daai ouens het wat ons begeer nie. As javiste, daar's niks wat die wêreld vir ons kan bied wat ons wil hê nie. Ek wil niks hê nie. Ja, 'n Ferrari is 'n mooi kar en 'n Lamborghini, dit is niks, maar ek wil die een hê nie, want ek kan hom nie bekostig nie. Ek luister na iemand, hulle het hom splinter nuut gekoop. Nou, 'n jaar of 2 terug, splinter nuut gekoop. Hy gaan nou vir sy eerste diens, R60.000 vir sy eerste diens. Ek kan dit nie bekostig nie, so hoekom wil ek hom hê? So ek is tevrede met my SLK wat ek ry, en die Alfa, so waaroor sal ons, weet jy wat, dit is wiele wat jou tussen punt A en punt B bring. Ons smag nie na aardse skatte nie, ons wil net vergenoegd wees, tussen punt A en tussen punt B kan beweeg. My pa het altyd gesê, karre wat jou net tussen punt A en punt B, dis nie hoe vinnig jy daar kan kom nie, vanaand nou met die nuwe wette wat nou van einde van ander maand af in werking tree nie, waar jy jou punte vat en jou punte gee teen jou lisensie en malliger boetes en goed nie. Nee, hy sê daar's een wat hom ryk hou en hy het glad niks nie. Nou, tyd het ons gevang. Ek wil hê, jy moet Spreuke 13 vers 7 en verder af in die uittyd gaan lees. En dan kyk ons môreoggend wat sê die woord. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.